die uitindikeer haar broers en daardie onfeilbare naam van die Here. Die naam Jesus beteken vir ons so groot dierbares. Wonderbare raadsman, leidsman, Heer, die koning van alle konings. Jesus is sy naam. Prys die naam van die Here. Ek wil u welkom hier. Ons is veilig terug uit Klembium met gister. Suster Selma, 'n geseënde begrafnis gehad in die Morawiese kerk. Maar dit was 'n apostoliese begrafnis. Wat vir my so wonderlik
Ek wil vanoggend hierdie profetiese redes vier wat ek vanoggend, terwyl ek vanoggend prys die naam van die Here al 2 wakker is. En ek dink, Here, hoekom moet ek nou wakker in hierdie oomblik wees? Maar die Here gee my daai tyd. Die Here sê, ek wou gepraat het oor 'n voortreffelike gees. En die Here sê vir my, nee, in Januarie maand het ek jou 'n woord gegee, prys die naam van die Here, oor vertragings van gebede. Hoekom ons gebede vertraag word? As sekere goed wat dit veroorsaak. En baie kere dan bid ons, dan verstaan ons nie. Jy het al so lang gebid, maar niks gebeur nie. Maar vanoggend gaan die Here vir ons, ek gaan 'n lering gee oor 7 goed wat basies veroorsaak dat daar vertraging in gebede is. Maar terwyl die Here met my praat, prys die naam van die Here, ek ben dit eintlik nie. Die Here sê die eerste ding, hy gaan herstel dit wat verloor is. Dit wat hy oor die jare verloor het, sê die Here, ek gaan dit herstel. Die Here maak vanmorgen 'n belofte met ons, hy gaan herstel weer doen. Hy gaan jou eer herstel. Hy gaan jou aansien herstel. Hy gaan jou posisie herstel. Hy gaan jou finansies herstel. Here, prys U. Jy weet dit was so. Terwyl ons nou hierdie, seker hierdie 2 weke, en die Here al reeds kom verwys. Ek dink nou, prys die naam van die Here, toe ek nou na 'n klein probleem toe gaan. Jy weet daar is 'n probleem. Ek gaan nou net wanneer ek die tiendes gaan doen, dan gaan ek 'n lied met die Here op ons moet sing. As die feit dat ons nooit saai. Amen. Ons wil alles vir onsself doen. En terwyl ons prys die naam van die Here gaan, sê die Here vir my, jy moet 5 stoeke vat. Ons vat die 4 stoeke en ons begin saai. En met die baas, die Here het ons geseën. Van die stoeke het ons gekoop met ons eie sakke. Maar as ek nie saad in die grond sit, sien die baas, daai mense wat daar was, toe hulle die getuienis gee, toe sê hulle, daar sou vanaand niks gewees nie. Amen. Sien die baas, jy dink baie keer iemand kom in jou gees op, en dis verniet. Maar die Here sê vandag, hy gaan herstel dit wat verlore was. Amen, prys die naam van die Here. Halleluja, die tweede ding, as 'n nuwe lig en openbaring, dinge wat vaag was vir ons, dat beteken, dan lyk dit ons sien nog nie helder nie. Amen. Maar die Here sê, hy gaan 'n nuwe lig en 'n nuwe openbaring weg in hier gee. Dan begin raak alles helder. Soms verstaan ons nie hoekom dit met ons gebeur nie. Maar die Here sê, hy gee 'n nuwe lig. Ja, wat laat sê Psalm 27, die Here is my lig en hy, soos die God sê, hy gaan nuwe lig gee, dan gaan hy deponeer. Prys die naam van die Here, sê God so prys. Halleluja, die derde is oop deure. Baie kere het ons gaan klop, by deure wat toegestaan het. Maar die Here sê vir hierdie dag aan. Amen. Jy weet, toe my vrou, ons het in Pikanees was. En ons kom terug. En sy sê vir my, die Here het nou gesê, van hierdie dag af, gaan hy sien. En ek dink, ja, die vrou jy dan vir ons, sy sê ja. En sy sê, ek gaan gauw bank toe. As die Here dit bevestig. Amen. Kan wij ons in die bank sit. Toe sien die Here. Amen, die was. As die Here 'n belofte met ons skryf. Halleluja. Kom uit dit daar. Hy sê nuwe dinge, nuwe deure, nuwe rigting. Prys die naam van die Here. Hier moontlik het jy die rigting in jou lewe gehad. Maar die Here sê vanoggend, hy gaan 'n nuwe rigting gee. Die laaste ding wat gaan gebeur, is
is innerlijke genezing. Amen. As baie van ons, wat beteken deur die dood geraak is. Amen. Deur seer geraak het. Amen, prys die naam van die Here. En ons wil nie so uiting gee. Maar jy weet wat die doel van die profesie, as om vir u te bemoedig. Die Here sê innerlik gaan hy jou herstel. Innerlik sal ek die gebrokenheid verras. Amen. Die leegheid wat hier voor die waar is, sê die Here, hy gaan het herstel. Kom ons sing weer hierdie. Hy is nog dieselfde Jesus. En hy sê myself, Here, maak volgens die beloftes waar in my lewe. Hy is nog dieselfde. Halleluja. En sy antwoord hier vir die Here. Nou, ek het daar by die huis, het ek nou ander mense sal honning toe begin kos. Beteken dat, dan neem een mens, beteken perceptie, dat mense nie na hulle diere kan kyk. En jy weet, terwyl ek nou die ene hond nou kos gee, nou het hy nog 3 gebring. Hulle is nou 4. Maar hoor wat sê die vrou van Jesus? Sy sê vir Jesus, die honde eet van die klimmers, wat van die tafel afval. En die Here, terwyl ek nou dit hoor, as ek die Here vir my sê, moenie stop om goed te doen aan die hondjes. En hoor wat sê, die Here kry om en hy sê hy nou nooit so of groot geloof gesien soos die vrou. Amen, die waar, ek sê maar die dieren. Stacey is maar so, hy is maar hoogmoedig. Hy wil steken, hy wil hoender, hy wil skaap, en hy wil steel nie. Maar hy bly oorbly. Die kry met hy mens, hy kom self en sê, ek het die oorstaan kos. Stacey het nie meer oorstaan kos. Maar die oorstaan kos, is vir hulle wat nog kom. Sien dit die waar is? Daar is ruimte. Kom ons maak ruimte vir hulle wat so kom aanklop. Amen. Amen, die waar. Vir hulle wat behoefte, kom ons maak ruimte. Prys die naam van die Here. Nou ons gaan nog bietjie saai. Nou terwyl ek nou sê vir hulle. Ek is maar nog baie besig soggens. Maar baie dinge klaar en as ek op pad. Terwyl ek nou sal daarna toe ry om hulle twee te gaan haal. En die Here sê my, ons moet hy lied sing. Maar aan die lied lê 'n boodskap.
Net al wat jy saai, sal jy maai. Dierbares, hierdie kas is baie keer vir baie mense 'n struikelblok. Amen, dierbares. Ons saai nie ons tiendes, ons saai nie 'n offering. Terwyl ek daar ry, en as die Here my sê, baie keer dan vind ons die mense wat jy gegee het. Dierbares, as jy niks gegee het, jy weet, jy kan niks verwag. Dis ongelukkig. Ons het baie verskoning as jy nie gesaai het. Hoor dan aan hoe hy sê, so seker sal jy dit moet afkoes. Dus al die saad is die wat, die menens, sakkerhandige roels, leer gedolven, om 'n 10 rand terwyl hy werkloos is, by die huis in te gooi. Sy sê, sit daar op jou 10de. Terwyl hy by die huis is, het hy aansoek gedoen waarvan hy vergeet het. Toe gaan God die archiewe na. Aan die dinsdag, toe word hy gebel, Vrydag moet hy kom vir 'n onderhoud. Vrydag terwyl hy op pad is van die onderhoud huis toe. Toe kom die boodskap hier. Halleluja, maandag moet jy begin. Net dan wat jy saai, sal jy maai. Kom nou, julle kan ook wat. Kijk julle dit. Net dan wat jy saai, sal jy maai. Net dan wat jy saai, sal jy maai. So seker, sal jy sal volop maai. En die wat min saai, so elke maand wat ons saai, amen, gaan jy maai. Prys die naam van die Here. So baie Here, dink ons nie, ek gooi maar net so, ek gee maar net so, ek ou maar net die Here. Ou maar die Here, jy sal maar net gaan ou word. Amen, wanneer ek sê wat die skrif sê, hy sê die wat volop saai, sal volop maai. Nou raak ek kwaad as dit beseer, sê alles, sê so baie, amen, dat sê kwaad. Apostoliese mense is kwaad vir mense, wanneer hulle baie het en volop het, maar as we die geheim ontdek, sê saai volop. Nee, die wat min saai, ek druk net hier, die druk net hier. Nee, die waar is om ons gee
vir die werk van die Here. So enige persone wat verjaar het gedurende die week, prys die Here. Jy moet maar seker by die man kom instaan. Amen. Prys die naam van die Here. Sister Dora het verjaar, prys die Lord, verjaar jy ook vandag. Here, prys. Dan moet die profeet vra om hulle geluk te kom sê, Sister Marcel, ja, ek is jou. Jy kan hulle kom geluk sê, prys die Here. Amen. Hoe eers dit verjaar, ek het so klomp WhatsApp groepe op my phone dat ek heeltemal gemis het. Soos ek dink die daai tyd doen as ek hom sien nie, dan sit hom by ons kan hom gister. Amen. Weer eens ook geluk gesê. Prys die Here.
Die waar as ek het gesê gaan vanoggend praat oor die vertragings van gebiede. Prys die naam van die Here. Ek weet nou ons moet nou eintlik vir my is maar altyd ek probeer maar wysheid gebruik in terme van en ek gaan nou nie te diep in praat in die woord in nie. Amen. Ons het vanmiddag was nou die sang aan, maar die heel eerste gedeelte wat ek wil gebruik as 'n basis is Matteus 7 vers 7. Waar die skrif sê bid en vir julle sal gegee word. Sien jy maar is baie kere dan bid ons, maar ons wil sekere goed hê. Baie kere bid ons, maar ons bid nie spesifiek. Sien jy maar is as jy wil suiker hê, moet jy suiker vra. As jy 'n kar wil hê, dan moet jy 'n kar vra. Jy kan tot vir die Here sê die kleur. Jy kan tot vir die Here sê die model, wat 'n tipe model jy wil hê. Ja, ek sal nooit vergeet nie. Oorlede Kapila, hy was 'n saxofoonspeler. Nou sê ek vir hom, ek het vir die Here net nou 'n karretjie gevra. Toe sê my pastoor, jy sien mos nou die master Kapelaitjie, as maar net 'n karretjie. Hoor jy maar? Dis belangrik dat jy spesifiek moet wees. As jy 'n vrou wil hê, kan jy die Here 'n vrou vra. En jy kan sê hoe sy moet bly. En wat 'n figuur sy moet bly. Die size is wat sy moet hê. Ja, sy kan vir God vra. Maar wanneer jy bid, moet jy spesifiek bid. En dan moet jy soek. As 'n mens so bid, en jy soek, dan bid jy aan mekaar. Jy kan nie nou bid, en beskyn nie vir hom nie. Jy moet onthou aangraaf water was daar susters wat gebid het vir hulle mans. Hulle sê 5 na 10 jaar toe gewag. Toe stuur die Here vir 'n man aan die Kaap uit. Ze sê maar uit die Kaap uit. Die model wat hy wil hê, hy kom uit die Kaap uit. En hy kom vestig om hier in iemand net in trek. Here, prys. Hy sê, klop, jy moet klop. Dat maak jy kom staan by iemand se dier. Nie die maar. En dan sê daar is die mense, maar die dier geklop. Maar as baie keer wat mense voorstel, ons was aan die huis, het jy geklop. Jy het nie geklop nie. Maar jy verwag, die mense moet aandag hê. Of jy kan by die hek kom staan en sê, jy was daar. Jy moet kom klop. En vir die wat klop sal opgemaak word. Here prys. Dis net die introduksie. Amen. So ek gaan baie kort praat hier, maar as ek hou van as ek sê ek gaan kort praat, dan praat ek kort. Die heel eerste ding wat 'n mens se gebede vertraag, is nie dat God nie ons gebede beantwoord nie. Maar baie keer dan sê ons mos haas, wat is die delay? Jy moet jouself vra, wat vertraag? Wat is die probleem dat my gebed nie 'n antwoord kry nie? Heel eerste ding is onbeleide sonde. Ek sal nooit vergeet. Ek en my vrou was besig om 'n huis te koop in Graafwater. En ons bly al 3 maande in 'n huis. Toe sê daai man vir my, kyk kaptein, as einde Mei, as hy huisie op jou naam is, dan kan sy leertjie koop. En ek sê myself, ek het al gebid. Ek bid. Maar niks komt hier tot die Heilige Gees my sê, hier is 'n ding, die blokkaas is by jou. Sien jy die mens? Hoor net wat sê Jesaja 59:2. Hy sê, man, julle ongeregtigheid het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. Dis asof daar mure gebou word.
Jy bid maar die blokkade is daar. Die blokkade maak. Die sonde of die ding wat verkeerd is wat die Here nie behaag nie. Dit maak dat daar vertraging is. En hy sê, tussen julle en julle God en julle sondes, het sy aangesig verberg. Sien jy, as ons nou nie die huis in die kerk moet sit, en die sien versies, dan kan ons nie weet die dan sien. As jy in 'n plek is waar niemand jou kan hoor, jy gaan hulle jou nie help nie. So, moenie help verwag. As daar blokkades is. En hy sê, julle sondes het sy aangesig verberg, sodat hy nie hoor nie. Sien nie wat maak onbeleide sonde? Toe hy dan verwyder die 28ste Mei, ek kan tot die jaar sê, 28ste Mei, hy het gesê die 31ste Amen, kan jy nie, die 28ste Mei, 2001, die is my koop deur. Want wat het ek gemaakt? Ek het hierdie probleem wat voor my gestaan het, en ek belei voor God, en toe sê, Here, ek kan nie in die skade kom nie. Toe verwyder die Here die blok. Sien jy, ek kan uit my eie lewe, kan ek 'n getuienis nie. Die tweede blok is onvergewensgesind. Markus 1:25 sê, hy sê, maar wanneer julle staan en bid, jy sê baie kere, ons hou my strong goed, dit is wat ek praat. Daar is mense wat boeke het van die kwaad, van ander mense. Jy skryf elke ding op wat ander mense verkeerd doen. Maar ons sal begin opskryf wat ek verkeerd doen. Jy sien, dis waarom ek wil niemand oordeel. Want die Bybel sê, die oordeel waarmee ek oordeel, as ek iemand oordeel in die dag, hy sê, die selfde oordeel kom op my. Daar is pastore wat manne van dronkenskap geoordeel het. Toe hy sterf, toe lê die whiskybottels aan sy voertuig, en hulle vra wie se wyn is dit. Pastoor het aan die syp geraak, omdat hy geoordeel het. Wees versigtig, ek weet nie kom ek nou hier in moet ingaan. Los om mense te oordeel. Want ek is miskien nou skotvry van dinge, maar ek kan in die selfde dinge kan ek ook van. Amen. Niemand is te groot dat hy kan val nie. As Goliath voor Dawid geval het, moet hy weet. Ek het nie kan ook val. Maar hy sê, wanneer ons staan en bid, en as iets teen iemand, sien ons vraag baie goed, maar hy is nog goed teen iemand. Die Bybel sê, wanneer jy staan en te bid, vergewe. Jy weet dat so net as God maak en makkelijk. Hy sê nie, jy moet nou die gebed los, en dan moet jy jou hart doen dat iemand doen. Hy sê nie, wanneer jy staan om te bid, en as iets in jou hart teen iemand is, dan vergewe jou. Spreek vry. Amen. Dis wat die Here van ons vraag. En hy sê, dan vergewe die Here ons oortredinge ook. Dit wil eintlik sê, dan is die prop los. Sien mos? Look, kyk maar. As die dreine in die wasbakken begin opsoek, dat die vet, wat ons alle tye is net so ingelaat gaan het, en nooit die warm water, kookwater en gegooi dat jy moet uit, dan hou hy die water terug. Daar is iets onvergewensgesindheid as 'n môre die brood wat verhoed dat jou gebed beantwoord word. Maar as met die brood wat beteken haar piep, wat kan ek hom aan, gooi kookwater en ek begin blaas. Sien, wat het hy sê, ek moet in my eie lewe begin blaas. Hierdie klomp goed wat my so stop in my gees, wat ek hier lekker voel nie. Ek sê, ek voel nie lekker, nou groet ek in die man. Jy sê,
die pastoor kwaad. Nee, die ware. Die derde ding is verkeerde motiewe. Ek wil nou 4x4 vraag vir die Here, want ek wil nou breek, pastoor weer 4x4. My motief is nie reg nie. Verstaan die was? Ek het nou gesien, ek het nou gesien is, nou wil ek ook vir die Here moes sien is vraag. My motief is nie reg. Amen. Dat is nie reg. Hoor wat sê, ek kan nie net aan woord toe gaan. Jakobus 4:3 sê, jy bid, en jy ontvang nie, omdat jy verkeerd bid, om dit in jy welliste dier te bring. Dit wil sê, my welliste is nou, ek wil ook nou, machines en soos oogling uit. Ek wil ook een dubbel verdieping huis hê, soos oogling, nee, die was. Al moet jy ook in die hok bly, dat is die hok jou nie. Jy vraag ding wat jou wellust is. Ek wil achteraan maar aangaan. Nee, die was. Ongelukkig is daar mense wat God ryk maak. Met die doel. Rijkdom is nie sonde nie. Om alles net is nie sonde nie. Dat is nie verkeerd nie. Want as God jou uitverkies, dat God jou uitverkies. Amen. Ek ken mense wat sondag, wat hulle beter klere aantrek. Ek praat nie van ons hier nie. As die eerste vrou in die kerk. Hulle koop die kos. Amen. Hulle koop net klere. Want elke sondag hulle maak ook as 'n entry in die kerk. Ja, kinders. Dis waarom hulle baie kere wat die aangees gesê, as nou die bou, die alles, hulle prank. Ja, moederkerk. Nee, kinders. Dis aan jou welliste. Nou gee God jou nie nou die vir God kwaad. Waarom is die kwaad? Ek kan nou nie sondag kerk, maar ek het die hockey. Ek het die stoel wat die rok passie. Aan jou welliste. Nee, die maar. Amen. Verkeerde motiewe. Nou kry ek nie. Nou is het vir allemaal kwaad. Vierde ding. Ek gaan nou met die 4 uur stop. Ek kan dus ander keer verder gaan. Die 4de ding is ongeloof en twyfel. Hoor wat sê Jakobus 1:6-7. Maar hy sê dat hy wat kan die geloof bid, sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel is soos 'n golf, wat deur die wind gedryf word en voortsweep. Maar moenie dink dat hy iets van die Here af sal ontvang. Elke keer daar bid jy, maar jy bly twyfel. Sien die geloof is maar nou net, ek vra nou vir die Here. Nee, ek het vir die Here gesê, in die water. Ons het so oenootjie gehad, wat in my kere, hy was nou 2 dier. Dan met juffrou vir my van die kerk se deur af sê, pastoor, die kinders is nog in die kar. Dan moet ek hier van die preekstoel af gaan en die kinders eers al op, want as mens nou opslaan in die kar. Toe skuld ek die my theologiese college, ek skuld van 8.000. Toe sê ek vir die Here, hierdie kar gaan ek verkoop. Maar u moet om my kar. 2011, toe sê ek vir die Here, en ek het hy kar gevra, en het 2012 geraak. Maar ek sal nooit vergeet, op die 9de Julie, 2013, 2 jaar na wat ek gevra, toe kom stap terwyl ek by die gereed maak om gordijn te word die Saterdag die 13e. Kom stap iemand by die kerk hier en hy sê, pastoor kom, vandag
nog met die wit golfie hier aangekom, so wit golfie. Toe ek winter 6 nie kom, toe ek nog met ek het 3 dagen gehad. 3. Ons die paardje gehad en die landdraai het ons gehad. En die golfie, ek sê maar sê die golfie, het ek gehad. Maar die baas ek het nie getwyfel. Toe vir die Here gesê, Here, U moet my kaart. En ek blik nou blik ek eers nog van haar kaart. Ek sê die Here, hierdie kaart is waar hulle sê, elke jaar. So die Here moet vir my, ek sê, hierdie keer, vraag jy 'n kaart hier. Jy moet so sien. Ja, miskien moet ek, die Heilige nou hier staan te sê, die Heilige Gees nou vir my, hoor het nou. Ek het nog in die naam van die kaart gesê. So vandag praat ek met myself, om spesifiek te wees. Prys die naam van die Here. Die waar as ek gaan hier stop, dis die woord van die Here. Here, as ons die woord vanoggend so bestudeer, daar staan een ding, baie keer is dit onbeleide sonde. Somtyds is die gees van onvergewensgesindheid. Somtyds bid ons met verkeerde motiewe. Here, somtyds bid ons maar ons twyfel. Maar kom help ons vandag in Jesus naam. Amen. Prys die Here. Kom ons sing hy staan. Oh, die waar is die woord van die Here sê. Jy sien maar ek maak kort, ek dink daaraan vanaand. Dis soos dit was ons maak vanaand.